ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 273. Ek is professor Hans Redlinghuis, van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal dit wees dat jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Boeke wat baie interessant is die mens, siel, gees, liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Ek dink is 8 verskillende mens, siel, gees, liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. 8 verskillende titels. Een boek, so 500 bladsye, A5 boek, plus 500. Dis 'n boek wat jy vir iemand moet gee wat iemand anderste in die dood afgegee het. Daar's verskriklike vertroosting in daardie boek. Maar dit gee jou ook 'n idee wat gebeur met jou siel, gees en liggaam. Wat staan op? Wat gaan paradys toe? Wat gaan doodryk toe? Wat gebeur wanneer Jaffa kom? Sou jy belangstel, ken my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of deel het hieraan, is verskriklik welkom. Ons altyd bly vir nuwe mense. Gaan na deel 1 begin voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal sodat u die verskillende kennisgewings kry van al die studies waarmee ons besig is. En daar's al die tyd nuwe studies. Hierdie reeks waarmee ons besig is lewensverandering, skryfblok en pen, uiters noodsaaklik en ook 'n Bybel, net nie 'n 83 Bybel nie. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, blinke môre ster, u wat is, wat was, wat sal wees van die begin af. Dankie vanmôre dat Jaffa u vir ons u seun gegee het. En dat ons nie net van hom gehoor het en ons hom nie net ken by die titel van seun nie. En ons u ook nie net ken by die titel van Vader nie. En ook nie die Heilige Gees ken by die titel Heilige Gees, maar laat ons vanmôre al drie, die Vader, die Seun en die Ruach, in die bo-natuurlike name ken. Halleluja. Dankie vir die waarheid. Dankie vir die bo-natuurlike waarheid. Maak ons waardig vanmôre. Dit moenie net 'n gewoonte wees nie. Ons sê, is waardig. Jaffa, daai koortjie sê, is waardig om die seels te breek, die boek rol te neem en sy seels te breek, want die het ons vrygekoop uit elke nasie, stam en volk en taal. Maar vanmôre wil ons as Jaffiste en deel van die bruid van Jaffa universeel sê, baie, baie dankie. Dankie dat ons name in die boek van die ewige lewe herstel is. Dit wat u beplan het voor die grondlegging van die aarde. Baie dankie Vader Jaffa, dat het herstel is in die bloed van Jaffa. Seën vanoggend se woord, ontvang die heerlikheid terwyl ons u eer en prys vir elke goeie gawe. Seën die woord, maak dit lewend in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa. En elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ek glo dat vanoggend vir u weer 'n groot oomblik gaan wees en wat ons net so saam kan wees. En wanneer dit gebeur soos wat dit gisteroggend gebeur het, wat Vader Jaffa in 'n breekdeel van sekondes my hele woord verander, dit wat ek voorberei het en wat reg lê om bedien te word, dan werk ons in die salwing van die Ruach, ons werk in die krag van die Ruach. En dis wonderlik, wanneer ons weet, hy lei en leer ons deur die Ruach HaKodesh elke dag. Spreuke 16, vers 11. Hy sê, 'n regte weegtoestel. 'n regte weegtoestel. Nou, wat sien u onmiddellik in daardie eerste 4 woorde? 'n regte weegtoestel. En weegskaal kom van Jaffa Almagtig.
Wat sien ek daar? 'n Regte weegtoestel. Weegtoestel is een woord, soos 3 woorde. 'n Regte weegtoestel en 'n weegskaal. As hy sê 'n regte weegtoestel, dan moet ons die teenoorgestelde is 'n verkeerde weegtoestel. En hoe jammerlik dat in hierdie tyd in 21ste eeu 2025 dat mense hulself profete maak en hulle self apostels maak en dan is daar Bybelse kwalifikasies waaraan jy moes voldoen het om dit te kon wees. So jy moet 'n regte weegtoestel besit as jy wil goed weeg. En 'n goeie weegtoestel is 'n weegskaal. Dit is in vroeë jare wanneer jy gaan om, daai tyd het jy suiker gekoop in sakke en die winkel het dit in sakkies gemaak. Dis voordat Julits dit so in 5 kg en 1 kg sakkies gesit het. Dan kom jy daar by Heimich en dan het hy 'n pakkie, dan gooi hy die pakkie vol suiker, 'n 6-punse suiker, en aan die kant dan sit hy 'n gewiggie in wat sê 'n half pond, en die kant dan sit hy die sakkie, dan staan hy so. Is 'n grappie hoor. Ja, op die Portugees, jy kom by die groentewinkel, hy het een van daai skale gehad met die gewigte. Pak hom hier so, dan gooi die aardappels daarin, dan werk hom, gooi hom tot hy balanseer. Dis 'n weegtoestel. En dis 'n weegskaal. So die woord praat van 'n regte weegtoestel. Wanneer ek seker goed wil weeg, moet ek seker wees my toestel is presies gekalibreer. Jogg, mooi woord, Afrikaanse woord. En weet jy wat, ek het hom eers gaan soek, hy is sommer net so gekom. Kalibreer. As jy met goud sou werk, as jy 'n goudsmid is, as jy goud koop en verkoop, sal ek jy waarborg. Jy sal baie seker maak. Jy het 'n weegtoestel wat gekalibreer is en wat gesertifiseer is. Want ouens wat kom goud verkoop aan jou, wil 'n sertifikaat sien dat daai toestel, daar nie 2 toestelle is nie. Een waarmee jy goud koop en een waarmee jy goud verkoop nie. Hy moet gekalibreer wees. Daar moet 'n sertifikaat wees. So 'n regte weegtoestel is uiters belangrik. En 'n weegskaal kom van Jahwe Almagtig. Nou wanneer ek na hierdie weegskaal kyk, dan sien ek die goed wat ons die laaste 2 oggende oor gepraat het, is deel van hierdie weegskaal. Wanneer ons deur 'n heiligmakingsproses gaan, is ons aanhoudend besig om onsself te weeg. Ek wil amper sê, self toe te laat, dat die Ruach HaKodesh ons weeg, want ons word geleer en gelei deur die Ruach. Maar ek kan 'n resistance opbou teen ek kan 'n muur bou teen die Ruach. En dan kan hy nie met my funksioneer soos hy wil nie. Maar as ek in 'n verhouding is met Yahweh en die werkinge van die Ruach HaKodesh, dan gebruik hy 'n weegskaal die hele dag waarin ek en u geweeg word. Wat het in Nebukadneser wat is die hand geskryf teen die muur toe hy die goue voorwerpe en goed gebruik het? Menig tekel en farseer. Hy's geweeg in te lig. Dit was sy seun, Belsasar, ek dink aan Nebukadneser, sy seun Belsasar. Toe skryf die Ruach hand teen die muur. Menig teken en farseer, wat beteken jy's geweeg en te lig gevind. Toe hy die tempelse voorwerpe gebring het, wat hy in die hoere uitgedrink en geëet het. So wat was dit? Dit was die skaal. Dit wat hy gedoen het die skaal geword, wat hom geweeg het. Menig teken en farseer, hy's geweeg en te lig gevind. En so vir ons as bruid, is dit nodig dat ons toelaat dat ons deur die Ruach HaKodesh elke dag gelei word.
En as hy op 'n stadium my weeg deur die dag en ek is te lig, dan moet hy onmiddellik deur die ruach met my kan praat. Ek moet op die plek wees en u moet op die plek wees waar ons toelaat, want ons kan die deur toemaak, né? Ons kan die ruach uitforceer uit ons lewe uit. Ons kan Jafashua uitforceer ons lewe. Daarom sê Openbaring 20 vers 3. Openbaring 3 vers 20. By die 7de gemeente van Laodicense. Hy sê ek staan by, hy sê was jy koud of was jy warm, omdat jy lou is. Hy wil kompromie maak. Die wêreld maak 'n kompromie met jou. En Jafashua sê deur die woord, was jy koud of warm, omdat jy lou is, die middelweg kies, gaan ek uit my mond uitspoeg. Hy sê ek staan by die deur en ek klop, as jy oopmaak, sal ek inkom en met jou maaltyd hou. Ek was nou net besig om te sê, ek en u maak die deur toe. Ons weerstaan die salwing van die ruach. Wat doen ons? Ons maak die deur toe, waardeur die ruach met ons werk, waardeur Jaffa met ons gesprek voer. En daar sê Openbaring 3 vers 20, ek staan by die deur en klop, as iemand die deur oopmaak, sal ek inkom met jou maaltyd hou. Ons is weer van die punt af, maar dit maak nie vir my saak nie. In die weegtoestel, die skaal, dis ek en u se reg om te besluit hoe akkuraat hierdie skaal moet wees. En ek sê dat ek wil hê in my eie lewe, ek spreek vir myself, wil ek hê en sê Vader dat dit vlijmskerp sal wees. As daar iets in my lewe is, en Pastoor Rika se lewe is, wat skeiding moontlik kan maak, vat dit weg. Hy sê dit deur 'n verkeerde gesindheid en wat ook al, vat dit weg. En daarom doen ons al die tyd geestelike voorraadopnames in ons lewe. U moet dit doen, ek het al oor dit gepraat. Toelaat dat die ruach daagliks met ons werk. Dit help nie, ek wil amper sê uurliks met ons werk. Ek wil sê halfuurliks met ons werk. Hoekom? Ons lewe in die ruach. Dis heiligmaking. Ons wil in totaliteit op die plek kom, waar ons die genadebloed van Jafashua, wat hy vir ons gestort het, totaal en al waardig kan wees. 'n regte weegskaal toestel, of hy sê 'n weegtoestel, en 'n weegskaal kom van Jaffa Almagtig. Al die weegstene in die sak is sy werk. Daai sy moet 'n hoofletter wees. Want hy het nou net gepraat van Jaffa Almagtig. Nou sê sy 'n klein lettertjie S. Sy, hoofletter S, hakkies, Jaffa Almagtig. Al die weegstene in die sak. En onthou maar die Portugese skaal, daar's weegstene een kant, want is, en in die tyd van Jafashua ook, dis maar hoe die skale gewerk het. Dis hoe die skale gewerk het. En is dit nie vreemd dat die jurisdiksie teken van die wêreld is 'n skaal nie. Daai met die bakkies so, met die kettingkies. En hy werk so. Hy pak daai kant in en pak die kant in totdat albei presies gelyk hang. En dis wat ek en u voor moet streef. Nou ek onthou my ou maat Pastoor Reners Pretorius, ek en hy saam groot geword. En hoeveel keer het hy gepreek, en het was een van sy sê dinge gewees, waar hy gesê het, heiligmaking is soos die punt van 'n naald, daar, in die verte. Na ek tot wedergeboorte gekom het, eers bekering, wedergeboorte, nou heiligmaking. Ek moet strewe om op daai naald se punt te pas, daarboop. Soos ek nou is, kan ek nie daarop pas nie. Al het ek my bekeer, al is ek wedergebore, ek strewe heiligmaking na. En dit sê Apostel Paulus, vat die res van my lewe. My oë gefestig op die volëinde van my geloof, Jafashua. En onthou die gesegde wat ek altyd het, staan op
my oë op Yahweh, commitment, completion. Commitment, completion. Commitment, completion. Commitment, completion. En as ek die dag my asem uitblaas, dan vat ek aan my einddoel. En dis hoe pastoor Renus gesê het altyd, my ou vriend. Hy het gesê, heiligmaking is, daar's 'n naald, en ek wil op sy punt pas. En al hoe ek daar gaan kom, is ek moet aflê, elke dag in my lewe. En ek wil dit gebruik in hierdie gedeelte van ons studie dan vanmôre. Sê Vader, leer ons deur die Ruach HaKodesh, wat U wil hê ons moet wees in heiligmaking. Heiligmaking is nie kerkdogma en kerkdoktrine en leerstellings goed nie. Heiligmaking is 'n persoonlike verhouding wat ek en Yahweh het. Heinrich Rubinstein was 'n Jood gewees toe ek 'n jong seun was wat tot bekering gekom het en 'n protestant geword het. Hy het altyd gesê ons moet fellowship hê. Daai tyd was dit Jesus. Ons moet fellowship hê met Jesus. En hy het altyd gesê, Heinrich Rubinstein het gesê, wat is fellowship? Is Jesus and me in a ship? That's fellowship. Dis 'n baie relevante verduideliking. Yahweh en myself in 'n skuitbootjie. Dis fellowship. Ons is een. En dis waarna ek en u moet streef in ons lewens, elke dag. En in hierdie dag moet ons streef om Yahweh in sy teenwoordigheid te wil wees, deur die lering en leiding van die Ruach HaKodesh, elke oomblik van die dag. En as ons agterkom, daar's iets wat bietjie krap of wat skeiding maak of iets, die Ruach sal jou wys. Dan lê ons dit af in die naam van Yahweh. Kom ons poog vandag om die beste Jahweh te wees. Tot môreoggend. Maranatha. Yahweh kom weer. Halleluja.